welkom terug. Weer Blou maandag. Welkom terug. Ons is baie gasvry hier. Nou die glanspaartjie Alvin en Anrika Bruinders het onlangs baba nuus gedeel na 'n moeilike pad wat hulle gestap het met in vitro bevrugting, surrogaatskap en die verlies van hulle baba dogtertjie, Alaska. Ek het by hulle gaan inloer om 'n bietjie te gesels oor dit wat hulle deurgemaak het en hulle uiteindelike besluit om aan te neem. Alvin en Anrika, dit is so lekker om sommer hier by julle aan huis te kuier. Baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre, good morning. Nou, ons is vandag hier om so 'n bietjie meer van 'n emosionele gesprek te voer, maar ek dink terselfdertyd ook hoop te skep. So ek wil sommer met die deur in die huis val. Ek meen, julle is deur 'n verskriklike tyd die afgelope ruk. Ja, ons is deur 'n verskriklike tyd. Maar 'n mens moet nooit ophou nie. Ons gaan nog in diepte daaroor praat. En as ek nou terugkyk na die journey, is daar niks spyt nie. Dit was baie hartseer toe ons almal bewus geword het ook van die nuus oor Alaska. Ja. Hoe laat dit 'n mens groei ook in die huwelik? Want ek meen, dit is tog iets wat 'n mens saam moet deurmaak. Baie mense verloor mekaar in die proses, maar julle het nie. Ons het eintlik vriende wat deur dieselfde storie gegaan het as ons. Ook IVF, en hulle het maar 2 keer deur dit gegaan en hulle huwelik het dit nie gemaak nie. Ek dink die belangrikste ding is om mekaar 100% te ondersteun, en ek dink wat ons as vrouens partykeer verkeerd doen is ons vergeet die mans is ook in dit in en het ook die emosie en moet ook deel met die hartseer. Vir ons is dit klaar 'n babietjie. As hy ingeplant is, jou babietjie gaan nou groei. Dis baie meer fisies Ja, ook, baie nee? meer fisies. En ek dink die mans sukkel nogal om hulle emosies amper half uit Om te deel daarmee. Wel, dit is juist my volgende vraag, want hoe belangrik is kommunikasie in daai proses? Ja, ek kan net praat oor wat ek weet. Ons Afrikaanse mans, Ja. dit is moeilik. Ons praat baie rugby en solank dit lekker, ons moet nie te diep gaan nie, jy weet. Ja. En dit is die kommunikasie is alles. Ja. En ons moet vir mekaar sê, okay, praat met my, wat gaan ons nou doen? Waar gaan jy deur? Wat gaan ek deur? Jy weet, ons het net mekaar, so we need to support one another. Anrika, dit is die verlies van 'n baba en ek kan nie eers dink waardeur jy ook moes gaan nie. So ek wil vir 'n oomblik stop by iets soos geloof ook, jy weet, en daai groeiproses wat miskien plaasvind. Ons word geleer, sê vir die Here wat jy wil hê en hy sal dit vir jou gee. Ja. En dan soms raak mense op die journey raak mense raak nogal kwaad, want jy sien mense langs die pad en dan staan hulle met 2, 3 kinders en jy vra vir liewe Jesus, hoekom kan ek nie net 1 kry nie? Daar is sy 3 kinders en sy sukkel om vir hulle te sorg, maar ek kan vir al 3 van hulle ook 'n lewe gee, maar hoekom kan ek nie 1 kry nie? So dit is, mense daai interne struggle met die Here die hele tyd, soos hoekom ons, wat het ons verkeerd gedoen? Ons is tog nie slegte mense nie, en dit maak dit moeilik, maar ek moet sê gelukkig ons is 'n baie Christelike familie en ons bande met ons ouers en almal is baie sterk, en my man is nogal iemand wat sal sê kom ons bid net en jy weet dan kom ons so vrede oor jou. dit is nog altyd so gewees, en ek onthou op een stadium met Alaska toe sy gelê het in die hospitaal, toe ek dink dit was op die 3de of die 4de dag, toe het ek net gebid en vir die Here gesê, laat U wil geskied. Staan, laat ek gee oor en dis nie meer my hande nie. Ons het gebid en ons het tot U gekom en U het al vir ons gegee. Maar wat nou verder gebeur is in U hande, en wat ook al U besluit, laat U wil geskied. Moet ons meer by rus by. Ja. Verstaan? En daar het ek 'n verskriklike kalmte oor my gekry, en toe ek dink 3 dagies na dit is sy oorlede. En ons is baie positiewe mense, en jy weet, ons lewe nie in die verlede nie, want dan verloor jy jouself. Ons probeer, al is dit moeilik, al is dit nie lekker nie, al het 'n mens daai seer, daai rou, ek het nog steeds 'n kind wat lewe. My man lewe, my ma lewe, my sussie lewe. So ons huwelik is lewendig. So ons moet lewe vir die mense wat lewe.
En ja, ek weet sy is in die hemel en ek weet my pa is by haar en ons mense wat en ons sal haar weer eendag sien. So ek het net besef ek moet aanbeweeg en ek moet lewe. Ek kan nie net rou nie. Daar is ook nuwe seën Ja. in julle lewe en ek wil daarop ook fokus want ek meen Ja. So rukkie na Alaska se afsterwe, toe stuur ek nog vir my seentjies se skool gesit en ek dink toe, okay nee, ek stuur vir my man 'n WhatsApp, ek sê, jy weet dis nie die einde nie, nee. Ek gaan nie stop tot ek my babatjie op my arm sit nie. Nog ek weet wat het ek nou gestuur? Hy bel my, hy sê, "Babe, wat wil jy doen?" Ek sê, "Nee, ek dink ons moet nou aanneem." Ons was so dankbaar Februarie maand, het ons foon gelei en ons het 'n paar dagies later het 'n mamma ons profiel gekies en 'n paar dagies later het ons pragtige dogtertjie in ons hande gekry. So dit het alles so vinnig gebeur. Maar what a blessing. En toe het ek net daar het ek baie mense voorgesê dat die Here is getrou. Jy weet, ons verstaan dit net nie. Ek sê vir 'n pel vir my, ons is niks. Ons dink ons is in beheer van goed. Ja. Ons is eintlik net in beheer van ons klein dagboekies elke dag om op tyd te wees 9 uur vir 'n afspraak of 10 uur of 11 uur. And that's it. Die res is uit jou hande uit. Ja. So, en dit is 'n duur les wat ek dink ek geleer het as 'n man. Ons kan probeer en ons kan werk tot dit, maar op die einde van die dag is dit alles in die Here se hande en hy het deurgekom vir ons. Na Alaska se dood voel dit vir my asof die Here gesien het, ons het net nooit moed opgegee nie en ons het net ons storie gebruik om ander mense te bemoedig, om te sê, moenie moed verloor nie, dit is, al het dit nie uitgewerk vir ons, soos ons gedink het dit gaan werk nie, moenie moed opgee nie, daar is hoop, en ek is iemand wat glo, aanhouer wen, en as jy net aanhou, sal dit eventually by En jou daar's ook mense wat sê, maar jy moet nie God speel nie. Jy moet dit al vir my gesê. Mense het al vir ons op sosiale media gesê, Stop nou. die dokters hulle kon ons nie antwoorde gee nie. Hulle het nie geweet wat is fout nie. Ek meen, ek het nog nooit eers die geleentheid gehad om swanger te word nie. So ek sal nooit die voorreg hê om te voel hoe dit voel om jou eie baba te dra nie. Maar dit het my nooit gestop nie, my nooit gekeer nie. Ek het gesê ek sal nie ophou tot ek my baba in my arms het nie. Ja. En die Here het ons gebede geantwoord. Azaria wat beteken God het gehelp. Ja. Is nou hier by ons en sy het 'n houdingkie wat sê ek is by die huis. Op 5 maande het sy 'n houdingkie wat sê ek is by die huis. en ja, ons love it. So daar's altyd trane, maar daar's ook baie smiles. En ons het die ander dag gesê dis jy weet, ons praat nog Alaska, die hele tyd. Jy moet onthou ons het 3 kinders. Alaska is die hele tyd die. En sal altyd wees en dit is asof Enrica die ander dag gesê asof Sy voortleef in Azaria. Ja. vir mense wat miskien deur iets soortgelyk gaan, wat sal julle raad vandag aan hulle wees om daai hoop te behou? Moet dit nie alleen doen nie. Moenie dit aan jouself doen nie. Dit vreet jou op. Jy het support nodig. Jy het mense om jou nodig met wie jy kan praat, wat jy by kan gaan sit. As jy wil skree, kan jy skree. As jy wil 'n bekerstuk gooi, dan gooi jy daai bekerstuk as jy kwaad is. En as jy wil beklei, dan beklei jy. Want jy moet dit uitlaat, want as jy dit net vir jouself binnehou, dit gaan jou opvreet. En jy gaan 'n ongelukkige mens wees. Die dag wat ek begin gesels daaroor is die dag wat ek begin heel het. Dit het vir my gevoel, dit het my sterker gemaak en dit het vir my gewys, ek is nie alleen nie, dis nie net ek nie. Daar's hoop, of dit nou is deur, as jy nie natuurlik swanger raak nie, gaan probeer IVF. As jy nie kans sien vir dit nie, surrogaatskap is nog 'n opsie. As jy nie kans sien vir dit nie, kyk wat het adoption vir ons gedoen. Verstaan? So ons probeer enige iets. As jy 'n lyfie in jou arms wil hê, moenie laat enigiets jou stop nie. Ja. Baie mense is van mening dat 'n mens die verlies van 'n kind nooit verwerk nie, maar dat jy dit einde ten laaste maar net op 'n manier moet aanvaar. Wat is julle uitgangspunt?
ek dink dit is iets wat jy ooit aanvaar of agter jou kan sit nie. Dit kom in golwe. Staan soos die see is. Vandag is jy okay. Ja. Môre is daar ietsie wat jou daaraan herinner of jou daaraan laat dink en dan vang dit jou weer. Ek dink nie 'n mens kan ooit oor dood kom nie, of dit verwerk nie. Ek dink dit raak net 'n mens leer om daarmee saam te leef. Wel, Anrika, Alvin, julle sê daar is altyd lig. Ja. Dankie dat julle bereid is om julle donkerte ook met ons te deel. So ook die lig en ek dink julle inspireer. Baie Dit dankie. was 'n voorreg geweest om vandag met julle Baie te kon dankie. gesels hier in julle huis. En ons hou julle dop en geniet vir Azaria ook. Wat gaan dan? Wat 'n Beautiful. storie. Nou onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag op YouTube beskikbaar wees. So maak seker jy gaan kyk daarna Goeiemôre Good Morning se YouTube kanaal om weer daarna te gaan kyk of luister. Wat 'n Inspirerend storie, man. Ja, Ja, hou dus daarvan. ek dink dat wat 'n getuienis. Ja. En ek dink dis wat ek uit wil vat. Wow. Ek het daar's iets wat ek daaruit gaan vat is jy moet lewe vir die mense wat lewe. Ja. Daar Dis sê. diep, nê? Baie. En ek dink selfs die naam ook van Azaria en Ja. die So mooi. betekenis daarvan. Mm. So ek moet sê ek het groot respek vir enige iemand wat bereid is om hulle harte ook te deel. So ja, jy kan ingeskakel bly want nou Ek is gaan dinge opgewonde oor lekker die een raak. Mm. Dolly Parton Aha. is net hierna by ons in die ateljee. Bly net waar jy is.